Die les nommer 1, vriende, wat ek en jy uit hierdie gelykenis moet weet, is daar is gevolge as jy hierdie uitnodiging van die hand wys. Daar is gevolge as jy hierdie uitnodiging van die hand wys. Ek sal jou 'n oomblik gee om te skryf. As jy op YouVersion app is, natuurlik sal jy ook sien by events, dit is klaar opgelaai. Dankie Theo dat jy dit elke week vir ons ook doen, ons waardeer jou. En vriende, kom ons gaan aan. So in vers 3 tot 5, in vers 3 tot 5 sien ons dat die koning 2 uitnodigings kom stuur. Hy stuur vir die mense 2 uitnodigings en ons het gelees in vers 3 en 5 wat die uitkoms van daardie uitnodigings was. Ons het gesien dat hulle gesê het, hulle wil of wil nie kom nie. Hulle wou nie kom nie, hulle het nee gesê, en soos ek gesê het, dit is 'n ongelooflike ongewone ding om te doen. As die koning vir jou uitnooi, is dit so te sê eintlik maar 'n opdrag, hoorie, hier is 'n uitnodiging, jy moet kom. Maar hulle wou dit nie doen nie. En weer eens net vir 'n bietjie konteks, uitnodigings 2000 jaar gelede het baie gewerk soos wat dit vandag vir my en jou werk. Die konteks was dieselfde, klein bietjie anders te dalk. Die koning sou skielik iemand uitstuur om 'n uitnodiging te gee. Hoekom? Wel, want hulle het nie WhatsApp gehad en Facebook, so dit het moontlik vinnig gebeur, maar jy moes weet iets gebeur. En vandag doen ons dieselfde. Ons stuur dalk 'n save the date, sodat mense kan bewus wees, okay, die en die persoon trou op daardie dag, so in my kalender moet ek dit so lank insit. En wat stuur ons na die save the date? Ons stuur dan die offisiële uitnodiging, né? So, dit het presies dieselfde gewerk hierso. En ons het dit gesien. Hy het sy slaaf gestuur. Nou vriende, nadat hy die slaaf gestuur het en die persone is bewus daarvan dat daar nou 'n bruilof gaan wees, dan is dit gewoonlik so 'n week. Hierdie hele feesmaal is gewoonlik 'n week, die bruilofstyd in hierdie konteks. En dan stuur hy, sodra hy reg is, hy het alles klaar gemaak, die koning is reg, weet jy, die kos is reg, die goed is reg gemaak, dan stuur hulle weer slawe om die mense te gaan roep. Nou vriende, ons het gesien, wat was hulle antwoord daarop? Ons sien in vers 3, hulle wou nie kom nie. Hulle wou nie kom nie. En dis hoekom ek sê, dit was ongewoon in hierdie tyd, dat mense 'n koninklike uitnodiging kry, en dan wil hulle nie kom nie. En dan lees ons verder, in vers 5, maar die genooides het hulle nie daaraan gesteer nie. So die tweede uitnodiging is uit, maar hulle het nie hulle self daaraan gesteer nie, en die een het na sy stuk grond, en die ander stuk na sy werk, of die ander een na sy werkplek toe gegaan. En vriende, wat jy hier in hierdie klein stukkie moet sien, is dat hierdie gaste, hierdie eregaste, hulle het 'n keuse gemaak. Hulle het 'n keuse gemaak, want vriende, om nee te sê, want jy wil na jou werksplek toe gaan, of na jou stuk grond toe, is eintlik iets wat, as ons nou regtig mooi daaroor dink, hulle op 'n ander tyd kon doen, hè? Dit was nie so noodsaaklik, dat hulle vir die koning sal sê, weet jy wat, ek wil nie kom nie. En in hierdie klein stukkie julle, in die eerste 5 versies, moet jy raak sien wat Jesus hier probeer sê. Hy sê vir ons, weet jy wat? God die Vader, wat vir my en jou soveel omgee, wat vir my en jou so lief het, nooi vir my en vir jou ook uit, na sy koninklike bruilofsfees vir sy seun, en sy seun is Jesus. En hy nooi ons uit, en ek en jy, net soos wat hierdie gaste gehad het 'n keuse. Ek en jy het 'n keuse om daardie uitnodiging te aanvaar, of om dit nie te aanvaar nie. En sien vriende, hy gee vir ons 'n keuse, want as hy nie vir ons 'n keuse gegee het nie, dan sou ons 'n besluit gemaak het, wat gebaseer is op diktatorskap, en uit vrees uit, in plek daarvan dat ek en jy, as die koning vir my en jou nooi, die uitnodiging aanvaar, vanuit 'n plek van liefde, en 'n verhouding met God. En julle, as jy ja antwoord op hierdie uitnodiging, as jy ja antwoord op hierdie uitnodiging, is fantasties, want dan gaan ons nou weer sien, is daar 'n beloning wat vir ons wag. Maar as jy nee antwoord soos wat hulle gedoen het, en nou moet jy weer verstaan, vriende, hierdie gaste, onthou, Jesus sit in die tempel, hy praat met fariseërs, priesterhoofde, familiehoofde, hy praat met sy uitgekose mense, die Jode. En hulle is so vasgevang in hulle eie aardse besittings en net gefokus op hulle self, dat hulle hier in die eerste 5 verse van Jesus se gelykenis heeltemal die uitnodiging mis. Hulle mis die punt daarvan.
Jy sien wat hulle gedoen het was nee. Hulle het hulle self gekies. Né? It's all about me. Solank dit oor my gaan is alles okay. Né? Dis partykeer hoe ons voel. In hierdie oomblik kies hulle, vriende, hulle self. Maar dit is natuurlik 'n uitwerking van hierdie selfsugtigheid wat hulle hier wys. En die uitwerking daarop is dat hulle die koning se slawe gaan mishandel en hulle maak hulle dood. En vriende, baie keer vandag as mense nie die evangelie wil hoor nie. As mense hulle ore toemaak vir dit wat ek en jy weet is die waarheid, dan gebeur dit met ons broers en susters vandag nog. Daar is mense wat doodgemaak word, wat binne in die kerk staan, omdat hulle mense vandag nog nooi na die bruilof van ons koning toe. Maar ons weet ook, vriende, daar is nagevolge. Daar is nagevolge en ons sien dit in vers 7. Die nagevolge vir sy gaste, wat sy uitgekose mense is wat? Hy sê, die koning het kwaad geword. En hy het sy leer gestuur om daardie moordenaars dood te maak en hulle stad aan die brand te steek. Julle op hierdie oomblik, ek dink die koning in hierdie oomblik het absoluut, hy het genoeg gehad. Hy het hulle uitgenooi. Hy was gaaf met hulle. En hy het net genoeg gehad. En partykeer, vriende, word ons so vasgevang in die idee, as ons luister na verskillende mense in die wêreld vandag, dat God slegs 'n God is van liefde. 'n Goeie voorbeeld hier is Vrydag, stap ek hier binne aan ek weet nie of jy kan onthou nie, en ek lag, want ek kyk iets van 'n geestelike podcast, en die man verduidelik die nuwe inklusiewe Bybel. En julle, as jy gaan hoor hoe hulle goed verander het, dan verstaan jy die punt wat ek hier probeer maak om te sê, ons word so vasgevang in vandag se tyd, dat God slegs 'n God van liefde is, dat ons vergeet dat hy ander karaktereienskappe ook het. En die koning, vriende, was geduldig. Hy het hulle rustig uitgenooi. 2 keer het hy sy slawe gestuur. Maar hulle het gekies om sy uitnodiging van die hand te wys. Hulle het gekies daarvoor, en daarvoor, vriende, het hulle beloning gekry. En ons sien dit in vers 13, is dit vasgevang aan die einde van die gelykenis. Hy sê, toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete vas, en gooi hom uit in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. En vriende, les nommer 1 wat jy vandag hier moet wegvat uit hierdie gelykenis is, daar is gevolge as ons hierdie uitnodiging wat die Here vir ons gee van die hand wys. Daar gaan gevolge wees. En ons sien dit in hierdie gelykenis, so persoon se beloning, vriende, is nie deel van die koninkryk van God nie. Waar is dit? In die duisternis. Daar buite die huis van ons Vader. En vriende, Johannes 12 sê vir ons so mooi. Hy kom sê vir ons baie mooi wat daardie gevolge is. Hy sê vir ons, wie my verwerp en nie my woorde aanneem nie, het reeds iets wat hom veroordeel. Die woorde wat ek gespreek het, sal hom op die laaste dag veroordeel. So vriende, les nommer 1, wat jy volgende hier moet wegneem, is om te weet, daar is gevolge. Daar is gevolge as jy hierdie uitnodiging van die hand wys.